Goeiemôre, dis maandagoggend 23 Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die Groot Rivier. Die hele wêreld hou asem op aan die potensiële konflik in die Midde-Ooste. Almal is in afwagting om te sien wat gaan gebeur oor die volgende 2 dae, 2-3 dae. En wie weet, dis dalk vandag wat dit kan gebeur. En ons moet onsself die vraag afvra of ons nou op die rand van die sigbare wêreldoorlog 3 staan. Gaan Israel en Amerika vir Iran binneval? Of gaan hulle nie? Maar dan moet ons gaan kyk na hoe het ons by hierdie situasie gekom, en dit is weer eens rondom die Amerikaanse uitgangspunt dat Iran geen kernwapens mag besit nie. Maar hulle het nou 'n stapie verder gesê en ook dat hulle geen missielontwikkeling moet doen nie. Ek dink dis 'n bietjie te ver gevat. Amerika het die Abraham Lincoln Carrier Strike Groep gestuur na die kus van Iran, en baie kort daarna die Gerald Ford, die mees modernste vliegdekskip, ook met sy meegaande skepe gestuur ook na die Midde-Ooste. So daar's nou 2 Carrier Strike Groups in die omgewing van Iran. Dis 'n magsopbou van ongekende proporsies. Ons het gesien hoe vliegtuie geskuif word vanuit Amerika tot binne hierdie operasionele gebied. Ons het gehoor van die George W. Bush vliegdekskip wat ook op pad is na die Midde-Ooste. Dis 3 van hulle. En nog steeds vorder die onderhandelinge tussen Iran en Amerika niks. Wat as Iran sy missielontwikkeling moet afstaan, sowel as sy kernontwikkelinge, alles moet stopsit en afstaan, dan is Iran eintlik nie in 'n posisie om homself enigstens teen enige iemand te verdedig nie. Maar Donald Trump het gedink dat as hy vir Iran dreig, dat Iran net eenvoudig sal inval by sy planne, dat hulle so geforseer sal voel dat hulle nie teen Amerika se wil sal gaan nie. Betroubare bronne sê dat Donald Trump is eintlik geskok dat Iran nie na sy pype wil dans nie. Maar kom ons kyk net 'n bietjie na hoe groot is Iran in vergelyking met Europa, in vergelyking met Amerika self. Kom ons speel gou hierdie stukkie deur en dan kyk julle self hoe groot Iran se oppervlakte werklik is. Daar skuif die afdruk van Iran. Kyk, daar so groter as Duitsland, Pole, Austrië saam. Daar skuif hulle Iran se beeldjie nou oor en ons gaan na Kanada toe. En kyk nou as hy afkom na die VSA. Hy's amper 50% so groot soos wat die Verenigde State van Amerika dan is. So dis 'n groot land. En hulle magte is uit die aard van die saak oor die hele land versprei. Ook hulle missielsilo's, daar waar goed geberg is, weggesteek is, goed wat binne minute na vore kan kom om ook 'n teenaanval te loods, sou dit nodig wees. Maar nou is Trump in 'n hoek ingeverf. Hy het homself in 'n hoek geverf, in die sin dat hy het gedink dat Iran sal, soos hulle in Engels sê, cave
na die Amerikaanse demands as hulle hierdie magsopbou van die Amerikaners gadeslaan. Maar ek dink Iran besef ook nou dat die punt is bereik dat maak nie saak wat hulle gaan doen nie, hulle gaan altyd Israel en Amerika se teiken bly. En dat hulle op hierdie stadium voel dis beter om te veg as om net eenvoudig alles prys te gee en in die proses hulle self meer bloot te stel. Trump het gedink hy gaan hulle oortuig. Hulle kom nie tot 'n vergelyk met Iran nie. So waar laat dit vir Donald Trump om nie aangesig in die oë van die wêreld te verloor nie. Dit laat hom met geen ander opsie as om wel 'n aanval op Iran uit te voer nie. En hy het Iran 10 dae gegee om te reageer en daai 10 dae is nou basies verby. En Donald Trump het nie 'n keuse anders as om Iran nou aan te val nie. In hoë mate op hoë groot skaal kan ons nie sê nie. Daar's party wat reken hulle gaan net eers aanvanklik so 'n bietjie daar woel om Iran van hulle ernstigheid te oortuig. Ander reken nie, hulle gaan met een geweldige oormag die aanvalle uitvoer, missiele, vliegtuie. Ons moet onthou dat dis die grootste saamtrek van magte in die Midde-Ooste. Groter as die saamtrek van magte met die inval in Irak. So dis 'n geweldige groot besigheid wat besig is om plaas te vind daar. En eintlik is daar nou geen oplossing oor nie. En gaan dit gebeur. Ek dink nog steeds dat Trump wou regtig net flous, maar hy flous het nou in sy gesig opgeblaas. En as daar 'n oorlog nou uitbreek tussen Iran en die VSA en Israel, moet ons verwag dat die hele Midde-Ooste in hierdie kookpot sal beland. Dat dit 'n oorlog is wat baie vinnig gaan uitkring na buite. Dat dit nie 'n oorlog is wat binne 'n paar dae gaan oor en verby wees nie. Dis 'n oorlog wat lank kan aanhou en die res van die wêreld insleep in 'n baie groter stryd, in 'n wêreldoorlog 3. So ons is inderdaad op die rand van die sigbare oorlog wat daar kan uitbreek. Dit gaan uitkring, dit gaan wye raak. Iran gaan die straat van Hormuz toemaak. Wat beteken geen olie skepe kan uit nie. Nie van die Emirate af nie, nie van Saudi-Arabië af nie. Qatar of enige van daai lande se olie kan uitgaan nie. Iran se olie sal ook nie kan uitgaan nie, wat beteken dat die wêreld 'n tekort aan olie gaan beleef soos nog nooit van tevore nie. Brandstofpryse gaan die hoogte inskiet, veral hier by ons in Suid-Afrika ook. So hierdie potensiële oorlog gaan 'n baie groot negatiewe effek hê op die res van die wêreld, op die ekonomie, op hulpbronne en alles wat daarmee saamgaan. Persoonlik dink ek dis die grootste fout wat Donald Trump se administrasie nou nog gemaak het en sal maak indien hulle Iran aanval. Uit die aard van die saak gaan Iran geweldige verliese ly. Ons weet nie in hoe mate Amerika daardeur geraak gaan word nie, maar die feit van die saak is, dis nog 'n onnodige oorlog wat gaan uitbreek. As ons gaan kyk na die hoeveelheid militêre basisse van die Verenigde State rondom Iran, en ons sien hoeveel van hierdie basisse word nou ontruim en die troepe geskuif na langer afstande toe, dan is dit vir ons duidelik dat Amerika verwag dat Iran die basisse sal aanval. Maar
Hulle sê Iran bedreig Amerika. Is 'n bedreiging vir Amerika. Maar eintlik is Iran omsingel deur Amerikaanse basisse, so jy moet outomaties die vraag vra, wie bedreig eintlik vir wie in hierdie situasie. Donald Trump het hierdie strewe na hy die groot vredesmaker wil wees en dit het gelyk of dit gaan werk en of dit gaan gebeur. Maar wat nou aan die vooraand van 'n aanval op Iran na vore kom, spel niks goeds uit vir hom en die res van die wêreld nie. In 'n sekere sin verdien Iran dit wat sy kant toe kom. Maar ons kan verwag dat Iran baie hard gaan terugslaan. En as Iran werklik strategies dink, moet hulle dalk aanval eerste. Maar ek dink nie hulle sal dit doen nie, want hulle wil nie as die aggressors in hierdie geveg na vore kom of uitstaan as die aggressors nie. Maar wat ook al daar gebeur tussen die Verenigde State en Israel aan die een kant, Iran met sy bondgenote uit Rusland en China wat baie wapentuig vir hulle voorsien het, moderne radars, lugbeheerstelsels en lugafweerwapens, kan ons verwag dat hierdie 'n groter stryd kan wees as wat ons enigstens gedink het is moontlik. Die Weste het die voordeel van propaganda. Hulle het beheer oor die hoofstroom media. Hulle het beheer oor die meeste stelsels. So hulle gebruik hierdie wapen natuurlik ook ten volle. En dit gaan baie moeilik wees om die werklike resultate op die grond te kan volg as gevolg daarvan. As gevolg van die beperkings wat geplaas word op wat mag uitgesaai word en wat mag nie. Maar vir ons in Suid-Afrika, indien dit plaasvind en dit word nie gecontain nie en dit brei weier uit en dit gaan wêreldwyd, gaan verrykende implikasies vir ons hê en dit gaan vir ons baie nader aan ons eie probleemtydperk plaas as wat ons dink. Dit kan die begin ook van die einde van Suid-Afrika wees soos ons dit ken. Al is ons nie direk by daai oorlog betrokke nie, is dit wat daaruit gaan voortvloei, gaan verrykende gevolge vir Suid-Afrika hê. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en hou maar die nuus dop. Ek verwag enige oomblik van nou tot oor 2 dae dat daar wel iets gaan plaasvind en mag die Vader 'n oorlog verhoed. Dankie. Lekker dag.